Sitplek en neer. Ek is so dankbaar en bly om vanaand saam met julle te wees, of vir die musiekspan se baie dankie. Dit is altyd lekker om saam met hulle te dien. As jy Bybel saamgebring het, blaai gerus saam met my na Hebreërs die 12de hoofstuk, die 4de vers, ons gaan nie die een versie daar lees. Hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die stryd, teen sonde nie. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand ons harte sal deurspoel. Kom vir ons vanaand toe met die liefde en die genade, is my gebed in Jesus naam. Amen. Paulus skryf hier, hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie. Nou ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat oor 'n metode. Jy sien, daar het iets gebeur wat my nogal gevang het, en dit is, ek het vanmiddag of so deur die loop van die week het ek 'n storie geluister. En daar was iets gewees wat gebeur het. Die Eskimo's het geweldig probleme gehad met wolwe. Want hulle het gekom, dan maak hulle lammers en goed dood. En hulle het daarna nie meer geweet wat om te doen, hoe om hierdie wolwe af te reken, hulle het strikke gestel, maar die wolwe en goed het slim begin word. En ek het julle vir my fotootjie, wil hom nie vir my opgooi nie. En wat hulle gedoen het, is hulle vat bloed, dan vat hulle 'n mes en hulle maak hom geweldig skerp. En die oomblik wat hulle hierdie mes geweldig skerp gemaak het, dan vat hulle hom en hulle druk hom in bloed in, en dan sit hulle hom dadelik in die ys. En dan haal hulle hom uit, en dan druk hulle hom 'n tweede maal in die bloed in, en hulle sit hom dadelik in die ys, en dan vat hulle hom 'n derde maal, en druk hom in die bloed in, en sit hom in die ys. En as hy dan lekker gevries is, dan vat hulle hom, en dan sit hulle hom so onderste bo, binne in die ys neer. En dan los hulle hom. En wat hulle dan doen is hulle gaan weg. En dan kom daar die wolwe aan, want hulle word getrek deur die reuk van die bloed. En as hulle getrek word deur die reuk van die bloed, dan kom hulle by die lem of by die mes, dan begin hulle hom instinktief te lek, want hulle ruik die bloed aan die lem. En hoe meer hulle hom lek, hoe meer word hulle tonge koud, as
van, dis soos 'n bloedpopstikel, as ek dit so kan sê, en hoe meer hom lek, hoe meer word hulle tonge gevoelloos, en hulle lek nader aan die lem, dan sny die lem hulle tonge, en nie lang daarna nie, dan proe hy die vars bloed, wat in sy mond is, en die oomblik wat hy dit begin proe, is dit amper soos 'n feeding frenzy, want hy kry die smaak van vars bloed, en dan gaan hy al harder in die lem in. En dan as hy daar wegloop, dan bloei hy homself dood, as gevolg van die feit, dat sy tong uit mekaar gesny is. Klink nou verskriklike wrede storie, na. En terwyl ek die storie luister, toe kom ek dadelik by my op, ek wonder of besef jy, ek en jy is bedek deur die bloed van Christus Jesus. Ek wonder of verstaan ons baie maal, dat die vyand kry die reuk en hy soek na ons. Ek wonder of verstaan ons baie maal, dat hy uit die lem vat en hom 3 keer in die bloed indoop en hom vries, om die bloed dik genoeg te kry, om die hele lem in totaliteit toe te maak. En ek wil hê dit verstaan, want dis die bloed van Jesus Christus, wat my en jou vanaand kan bedek, en ons kan beskerm. En ek wil hê dit hoor, die aanslag van die vyand gaan wel teen my en jou wees, maar ek dank God, dat die Bybel sê, sy woord is 'n tweesnydende swaard, wat vir my en jou bedoel is. En hierdie swaard word dan gevat en buitekant neergesit. Dis nie jou bloed nie, dis nie jy wat seer kry nie, maar dis die woord van God, wat vanaand die krag is, om elke demoniese mag, elke vyhandsmag uit te wis, in die naam van Christus Jesus. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Dis sy bloed wat my beskerm. Dis sy bloed wat my toemaak. Dis sy bloed wat vanaand maak dat die vyand my haat. Jy sien, hierdie het my geweldig vinnig laat dink, want jy sien, daar's baie mense wat die bloed het, maar die vyand bly aanval. En hier het my laat wonder hoekom. Want jy sien, dit beteken, ek het nie 'n skerp genoeg swaard, wat regop staan nie. As die woord van God sê, die woord is 'n tweesnydende swaard, dan wil ek hê, jy moet vanaand besef, dat hierdie swaard moet binne in jou wees. Hierdie woord van God moet so inwonend wees, dat wanneer die vyand naby jou kom, jy kan sê, Jakobus 4:7 sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy moet van jou wegvlug. So vyand, vat jou goed en gaan, want die bloed van Jesus beskerm my. Jy sien, ek wil hê dit verstaan, want hierdie het my nogal verskriklik laat dink, dat die vyand maak baie keer die fout, dat hy aan my as kind van die Here kom probeer wek. Waarvan praat ek vandag? Jy sien, ek het iets agtergekom, en dit is wanneer die vyand 'n aanslag teen my loods, begin dit nie noodwendig met volle mag nie. Hy sal eers saggies lek, om te kyk hoe ek reageer. Hy sal eers probeer om dinge te doen, om my en jou te vat, en ons van die pad af te probeer kry, of dinge te doen, dat ek en jy voel, ons wonder, of ons goed genoeg is, of sterk genoeg is, vir die aanslag. Maar ek wil jy moet vanaand hierdie woorde hou, en jy moet daarop staan vanaand, ek en jy is meer dan oorwinnaars, deur Christus Jesus, wat ons die krag gee. En wanneer ek kan staande bly, deur die woord van God,
sê, sonde probeer om jou dood te maak. Sonde probeer om jou te verwoes, maar hy moet hier binnekant eers inkom, en hy moet deur die bloed probeer kom, en dit gaan maak dat hy homself gaan doodmaak, en dit maak my vanaand dat ek vry is deur die bloed van Christus Jesus. Jy sien, sy bloed beskerm my. Ek het so aan gedink, want ek het die verhaal gaan lees ook, dat hulle hom 3 keer in die bloed indip. Het was vir my interessant, en ek beweer hoekom, want hulle het dit probeer kry. Die rede hoekom is, hulle wou hê, hy moes langer lek teen dit. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê, elke aanslag wat teen jou is, maak die bloed van Jesus Christus dikker oor jou lewe. Elke aanslag wat vanaand in jou geloods is, elke keer as ek sê, Here, ek bly die bloed oor my, then it covers me in places where I wasn't lit. Dit maak my vanaand dat ek staan onder die beskerming van 'n lewende God. Paulus skryf, hy sê, julle het nog nie weerstand gebied ten bloede nie. En dadelik kom dit by my op, ek wonder of probeer hy sê, ek moet beklei tot ek bloei teen sonde. Hy sê nie. Hy sê, jy moet begin om die bloed te gebruik teen sonde. Jy moet op die plek kom waar jy sê, ek is vrygekoop deur sy bloed. Ek wil nie en hoef nie en sal nie verder sonde in my lewe toelaat nie. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê, as die vyand 'n houvas aan jou kan kry, gaan hy probeer om jou dood te maak. Ek het vanmiddag aan die etenstafel saam met my broer gesit, en hy het my die verhaal vertel, en ek het met hom gepraat oor my gedagte. En dadelik sê hy vir my, jy weet hoe is sonde. Hy sê, 'n ou ry op 'n kameel binne die woestyn, en ewe skielik kom daar 'n geweldige stofstorm op. Hy sê, wat hy doen is hy slaan 'n tentjie op, maar nie vreeslik groot nie, want die tent is eintlik bedoel net vir hom. En hy besluit, hy gaan sy arme kameel, hy gaan hom vat en net sy kop binne in die tent insit, dat die sand nie so in sy oë moet waai nie. En nie lang daarna nie, toe besluit hy, eers maar die sand slap hom al die kante toe, so hy gaan hom dieper probeer intrek in die tent in, en hy maak toe, dat die kameel moet op sy knieë gaan, om te buk, om dieper in te gaan. En iets gebeur, toe die kameel binnekant is, en hy spring op, en weet wat gebeur, die tent wat hom moet beskerm, is heeltemal uit mekaar uitgeskeur, as gevolg van dit, wat hy in die tent toegelaat het. Kan ek het vanaand vir jou sê, dit wat jy vanaand in jou lewe toelaat, gaan op 'n stadium opspring, en dit gaan jou hele lewe uit mekaar uitruk, as jy nie tot op die plek gaan kom, waar jy gaan sê, ek laat niks en niemand binne in my lewe toe, behalwe Jesus Christus nie, want dit is slegs hy wat my verlos van al my sonde. Ek is beskerm deur die bloed van Jesus Christus. Iemand het my gesê, pastoor, is dit dan wys om die bloed van Jesus oor jou te pleit? Toe sê ek, 1000 maal ja. Toe sê hy, maar dit gaan maak dat die vyand jou nie aanval nie. Toe sê ek, weet wat, as daar nie aanslag is nie, moet jy bekommerd raak, dan is die vyand dan tevrede met jou. Want daar's niks wat hy meer kan sien, wat waarde het nie. Jy sien 'n dief breek nie in 'n huis in, wat vanaand niks in het nie. Hy soek iets met waarde. Die vyand is agter die kinders van die Here aan, maar ek en jy het 'n wapen. Dit is vanaand die woord van God, wat 'n tweesnydende swaard is, wat bedek is met die bloed van Jesus
I kill him, want ek dien 'n God wat vanaand bemoeienis het met my. Ek wil begin klaarmaak en vir jou sê, sonde het 'n manier om jou gevoelloos te maak. Pastoor, waarvan praat jy? Dis snaaks, as jy die eerste keer iets verkeerd doen, dan voel jy ongelooflik skuldig. As die tweede en de derde keer gebeur, dan voel jy bietjie skuldig. Maar hoe meer jy dit doen, hoe minder skuldig voel jy. Is dit die waarheid of nie? En dadelijk sê die Here vir my, pas op, dat jy nie begin lek teen die woord wat met Jesus se bloed gecover is. Pastoor, hoe kan jy vanaand sulke goed sê, want wie wat? Ek en jy die oomblik as ons seer kry, dan trek ons terug. Maar hoe meer ons seer kry, hoe meer gevoelloos raak ons. En hoe makliker gaan ons agter die sonde aan. Ek wil vanaand vir jou sê, it's time to take up your sword and cover it with the blood of Jesus Christ. Die amazingste van alles is, die Eskimo's het nie gaan sit en die swaard vastgehou wat die wolwond lyk nie. Hy het hom gevat en in die ys ingesteek en omgedraai en gaan slaap. Wat probeer ek vanaand sê? Jy sien, as jy die stryd gaan stry, kan ek jou die waarborg gee, jy gaan seer aan die kant uitkom. Maar as jy die woord van God ken, en jy weet, dis die beskermende, tweesnydende swaard, wat ek en jy het. We can set a trap for the devil. Want jy sien dat alles wat hy teen my kom, maak hom meer gevoelloos teenoor my. Ek is so bly, hy voel niks vir my nie. He can go on a feeding frenzy, because he will die at the hands of God. Miskien moet ek en jy weer op die plek kom, waar ons vanaand sê, Here, ek vat die woord. En ek dink dit in die bloed van Jesus Christus. It's amazing, die artikel wat ek gelees het sê, moenie minder as 3 keer sy bloed opsit nie. Snaaks dat Jesus was in die graf vir 3 dae. The first time he'll cover you, but you're not protected. Die tweede dag, die graf oorwin, en hy het jy net so 'n bietjie dieper toegemaak onder sy bloed. Maar die derde dag, toe hy opstaan en hy leef tot in alle ewigheid, dus jy ten volle bedek deur die bloed van Christus Jesus. Ek weet nie van jou nie,
Maar elke keer as daar 'n aanslag nou teen my kom, gaan ek 'n woord uitsit wat met bloed bedek is. Pastoor, waarvan praat jy? As hy my gesin aanval, dan kan ek kom en sê, maar daar staan geskrywe, ek in my huis, ons sal die Here dien. As hy my finansies aanval, dan kan ek sê, daar staan geskrywe, hy is my voorsiening. As hy my gesondheid aanval, kan ek die woord neersit wat sê, hy is my geneesheer, want deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Maar ek het nodig om die swaard te ken voor ek hom uitsit. Kan ek het vanaand vir jou sê, die Bybel sê, God se woord is 'n tweesnydende swaard, so hy sny aan al twee kante. Die meeste wat hulle gebruik, sny net aan een kant. En ek het dadelik daaroor gaan sit en dink, die Here gevra, hoekom aan twee kante? Toe sê hy, want dit maak nie saak van watter kant die aanslag kom nie. You will be protected. As jy vanaand hier sit en sê, Here, ek het vanaand nodig om 'n swaard uit te sit met bloed aan. Jy weet hoe lyk jou lewe, jy weet hoe lyk die aanslag, jy weet wat's die goed wat die vyand vanaand teen jou gebruik. Kan ek het vanaand vir jou sê, meneer stop swaard uitsit nie, dit help niks. Sit 'n swaard uit wat skerp is. Hoe kan ek 'n swaard skerp? Het vat ure se werk om te slyp, om die lem mooi skerp te kry. Wil jy dit vanaand hoor? God se woord is die beste wapen wat daar is. En kan ek het maar in 'n Engelse terme sê, the kill shot is brought forth by the blood of Jesus Christ. Elke hoof gebuig, elke oog gesluit, ek wil niemand moet omkyk nie. En ek wil vanaand hê jy moet dit hoor, want die vyand val jou bediening aan. Hy val jou gesin aan, hy val jou huis aan, hy val jou liefde aan, hy val jou krag aan, hy val jou gesondheid aan, hy val jou finansies aan, hy val jou huwelik aan. Maar daar staan geskrywe, staan jy agter my en laat ek namens jou stry. As jy vanaand hier sit en sê, Here, ek wil vanaand 'n swaard uitsit, vol bloed, teen die aanslag teen my. Steek op jou hand na God, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek het, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onse Vader, wat in die hemel is. Ek besef vanaand dat die vyand probeer alles in sy vermoë om my dood te maak. Ek besef vanaand dat die vyand probeer om alles wat hy het teen my te gebruik. Here, dit is nie een aanslag nie, dit is 'n pakbolwe wat soms teen my kom. Maar ek wil vanaand hier die tweesnydende swaard
in die grond sit, bedek met die bloed van Jesus Christus. En ek wil vanaand bid en vra, Here, dat U vanaand my beskerm. Dat U vanaand hierdie swaard sal uitsit. En Here, elke aanslag wat die vyand het, dat hy nie verby die swaard kan kom nie. Want hy sal daar al ten bloede weerstand gebied word teen. Here, dankie dat ek vanaand kan sê, ek staan onder die liefde en die genade van 'n lewendige God. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van my hart in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek neer. Terwyl die musiekspan na vore kom, wil ek 'n laaste gedagte met jou deel. En dit is, die vyand sal nie ophou kom teen die kinders van God nie. And the more vicious the attack, the deeper he will be cut. Want weet wat? Ek het iets agtergekom. As die woord van God my help, dat ek klaarmaak met iets, dan is die aanslag wat daarteen is, doodgemaak. So ek wil dit vanaand hoor en ek wil dit verstaan. Oorwinning lê in jou hand. Dis hoe goed jy die swaard ken, wat in die bloed gedruk moet word. Dis hoe skerp die swaard is, wat jy gebruik teen jou vyand. Amen.